dit kom neer op, 'n getuienis is nie oor hoe goed ek is, of alles, dit gaan oor die goedheid van hom, wat 'n invloed gehad het in my lewe, wat my gemaak het, wat ek is vandag. Dus wat Paulus daar sê, in lewe of sterwe, dit maak nie vir hom saak wie hy is hier, maar dit alles gaan oor die goedheid van God, sy invloed in my, wat gemaak het dat ek is wat ek is vandag. So ja, ek het dit sommer dan opgekom terwyl jy gebid het, en ek het voor ons begin, omdat dit is nou 'n kingdom business ding, toe ek hier aankom, toe praat ons oor, sy vraag, gaan ek sit of staan, toe sê ek nie, ek gaan staan, toe vertel ek van my, hoekom ek wil staan, is om, ek het al baie goed geleer, en veral, as dit nou kom in 'n besigheidsaspek ook, is om autoriteit in te neem, verstaan, my vlees het altyd gesê, nee, ek wil sit, ek wil so min as moontlik oë op my hê, want ons almal, selfs soos iemand wil nie, mikrofoon vashou nie. Nee, ek gaan sommer sonder die mic praat, ek kan hard genoeg praat. So dis alles goed met jou vlees, vir jou gees en vir jou siel sê, nee, ek gaan nie daarop ingaan nie, maar ek sal gemakliker wees sonder dit. En op die einde van die dag kan net die helfte van die mense jou hoor, en alles is 'n gemors, en alles backfire stukkie vir stukkie. So dit is 'n baie swak keuse om vir jou vlees te luister in daai opsig. Dis hoekom ek staan op, en ek vat autoriteit, omdat ek van 'n baie groot hakkel agtergrond af kom, het die Here vir my hierdie goed geleer, en sê, Tron, die hakkel gaan nie weggaan, die doding in die vlees gaan altyd daar wees, maar daar's ander goed wat ek vir jou kan gee, ek gaan vir jou identiteit gee, ek gaan vir jou autoriteit gee, maar jy moet dit actually gebruik, verstaan, dis hoekom ek opstaan, nie om grootkop te wees, maar as ek gaan sit, dan gaan ek vashak. Ek weet nie, dit is 'n sielkundige ding, dit is hoe dit werk, maar ek staan op en ek neem autoriteit, en wat ook al opkom, ek stoor dit uit, verstaan, en jy kan sien, ek staan ook die hele tyd met my hande so, want as ek so staan, dan is ek in beheer nie, en dit is alles goedjies wat die Here 'n mens leer, ek dink nou maar oor in jou besigheid op, want 'n groot gedeelte van jou besigheid is ook, jy moet autoriteit inneem in jou besigheid, jy moet beheer neem, want jy is die produk. Die mense moet jou obviously glo, en dit is hoe het in die koninkryk ook werk, maar ek gaan maar net vandag vanaf julle vertel waarvanaf ek kom. Baie van julle ken my storie, ek weet nie wat julle alles wil hoor, wil julle alles hoor, of wil julle ons wil alles hoor. Alles? Van geboorte af. Okay, ek is gebore in 1987, 29ste Mei in Caledon gebore. Ja, Caledon. Ek kom van my ma en my pa af. Hulle albei is hier vanoggend. Baie dankie vir julle twee. En ja, Caledon gebly, bietjie rondgetrek, bedaarstoor, weer terug Caledon toe. Toe ek omtrent so 1993, hoe was ek toe? 6, ek kan nie 'n somme doen nie, maar anyway, 5-6 jaar oud terug in Caledon, en ons het onder in Metcalfe weggebly, en in Caledon, my pa het vir ons toen net 'n huis daar begin bou, ja, in Kuilstraat, maar ja, toe het daai ding ook al begin, die bouery, en klomp goed, maar ek gaan nie daar praat nie, en ek sal nooit vergeet, die een dag toe kom besoekie dominee ons by die huis. Ek sal altyd terugdink aan daai dag, want ek glo dit is waar God vir my visie gegee het. En die dominee het langs aan my gesit op die bank, en ek het hom gesê, ek gaan eendag doen wat jy doen. Ek was 6 jaar oud gewees en nie geweet wat ek sê nie, maar as ek terugdink aan, daai was visie van God. Ek het dit gepraat, saad is geplant, en either way, hoe ek my lewe gaan lewe, daai gaan altyd terugkom, want dit was die visie van God, en dit wat hy deur my in my lewe ingespreek het. En so het tyd aangegaan, en obviously daai saad is geplant, en die vyand gaan wil inkom. Ek sê nie my hakkel kom van die vyand af nie, maar ek weet God het my nie so gemaak, hy het my perfek gemaak, maar hy gebruik dit nog steeds ten goeie, hy gebruik dit nog steeds om die vyand terug te steek. Hy kan enige situasie vat en dit omdraai en dit goed maak. So gedurende my hele skoolloopbaan is al van dat ek het gesê het, toe die
vyand begin gerattle geraak, want hy het geweet, okay, die ou gaan dit actually doen, ek gaan alles in my way in hierdie wêreld ingooi om hom te stop. Verstaan, ek gaan van onderwysers af kry om vir hom te sê, maar hy het ADHD of whatever, of hy kort ritteling, of verstaan, daar's klomp invloede gewees, konstant gedurende my lewe, waar mense getry uitfigure, maar wat is fout met Tron? Hy is net anders, en meanwhile was dit 'n spesiale geskenk van God af, wat die wêreld nie kon raak sien nie, en waar ons baie keer in die koninkryk ook meer moet ingestel wees, om nie te sê, daar's 'n probleem vir dit, of dit, of dat, of dit nie, hy is spesiaal, want hy is in die koninkryk, verstaan, daar's 'n purpose daarmee, 'n kind wat ADHD of OCD is, goed, uit 'n ander perspektief, verstaan, dit is 'n spesiale geskenk wat God vir hom gee. Ek het altyd met 'n ander angle na goed gekyk, maar ook as gevolg van dit het baie mense my altyd nie verstaan nie. Verstaan, want ek het alles absoluut stadiger gedoen. En meer met 'n, hoe sal ek sê, ek hou van die woord the pace of grace. Verstaan, want ek wou sien hoe God saam met my iets kan doen. En ek het altyd geweet, daar was altyd hierdie dryfkrag in my, van as ek te vinnig vooruit genaak het, dan gaan ek hom mis. So ek het altyd 'n bietjie teruggehang, en ek was geduldig, maar ook in dieselfde asem baie frustreerd, omdat ek nie kon doen wat my purpose is. Ek kon nie uitleef wat God binne in my gesit het nie. Ek kon nie mondeling praat op skool, ek het so kwaad geraak vir onderwysers, en ek kon nie lees nie, en vra hulle altyd vir my, Tron, lees vir ons dit, of is hy raak ek kwaad, en stap ek uit die klas uit, en ek vloek en skel, en ek is briesend, want mense lag vir jou, en hulle sien altyd die aangenaamste mense nie, en as gevolg van dit, ek was groot en sterk, of nou wil ek sommer beklei, of ek het sommer 'n kind opgetel in die klas die een dag, en teen die muur, as gevolg van kwaad, omdat ek nie kan reg praat, eintlik maar, en so dit het my vleeslike perspektief en view vir my lewe en vir my toekoms, soos hy sê in Spreuke ook, baie is die planne in 'n mens se hart, but it's the Lord's purpose that will prevail. En was ek nie in my purpose gewees nie, en het ek maar my eie planne gemaak, en hoërskool uit, goeie sportman gewees, ek het potensiaal gehad om eintlik enige iets te kon doen, verstaan, ek was nie stupid nie, as 'n onderwyser met my praat van jongs ouderdom af, het ek hulle verstaan. Ek het nie verstaan wat hulle in die klas vir my sê nie, en hoe hulle die wiskunde som wil doen nie, want ek het 'n ander view gehad. Verstaan, maar ek was nie stupid, ek het presies hulle verstaan, ek het intelligente gesprekke gehad met hulle van baie jongs af. Hulle was altyd amazed geweest met hoe mature ek is, en ek het nie dit geweet nie, maar as ek terugdink aan my lewe, dan kan ek sien, dit is absoluut God, en dit is hoe hy 'n plan het, met 'n seentjie wat hakkel, met brille, met skewe tande, my tande was so skeef in die laerskool, dat tandartse het so 'n groepie tandartse in die Oeverberg, hulle het 'n kompetisie gehad, wie se tande is die skeefste? En uit hierdie hele streek uit het ek derde opgeëindig. Ek was goed in alles, ja. Maar as ek kry myself toe so jammer partykeer as ek terugdink, ek klein seentjies, ek het groot brille, ek hakkel, skewe tande, en alles het net teen my getel. Wêreldsgewys weer eens, maar in my hart was 'n ander goed aan die gang. Lyk nie so as ek na 'n vrou kyk, maar ek kom nog by die koninkryk uit. Ek sal nog al uitkom. Baie mense verstaan dit nie, maar daar is 'n ander beeld wat die Here my gegee het. En ja, so het ek aangegaan. Tande het eventually reguit geraak na 7 jaar se draadjies dra. Hy het alweer 'n bietjie skeef getrek, maar is alright. En hakkel het nie weggegaan nie. Inteendeel, hoe ouer ek geraak het, hoe meer frustreerd het ek geraak, en ek was 'n kwaai ou. Ek het goed rugby gespeel, maar op 'n tyd het ek amper elke wedstryd 'n geel kaart gekry.
wat die onderwysers my moes inroep in my later en sê, dit is te erg, man. Jy moet stop, of verskyn jy moet op 'n rugby speel, en rugby is al wat ek kon doen. Rugby het my deur skool gebring, dit het my matriek laat slaag. Verstaan, hulle wou my daar hou as gevolg van die rugby, en op die Kruiwenweek was ek die eerste ou in die geskiedenis van die Kruiwenweek en wat 'n rooi kaart gekry het. Ek het nou sit ek meer op skoolvlak en is nou op provinsiale vlak. Nou is ek in 'n board meeting met SRS en dit is net soos hulle wou my toe skors en ek mag nie weer rugby speel. Toe het hulle dit opgeskort vir 6 maande. Maar ja, as ek terugdink aan dit is maar alles 'n leuen gewees van die vyand, verstaan, wat net wou verhoed het dat ek nie in my purpose moes ingaan nie. En na skool weer gaan try rugby speel. Ek was by die Blou Bulle in Pretoria vir 'n jaar en toe so 3-4 jaar onder by Kimberley by Griekwas. Maar met rukke en stote. Ek weet, die dinge wou net nie aan die gang kom nie. Ek was nooit op die regte plek op die regte tyd nie. Ander ouens wat swakker as ek was, voel ek, obviously, was altyd daar op die regte plek en die regte tyd, maar dit moes al daai tyd vir my teken gewees het, dat dit is nie waar God my wil hê nie, verstaan, want ek is nooit op die regte tyd op die regte plekkie, ek is alles inteendeel op die verkeerde plekke, verstaan, in kuierplekke, en in bekleierery, en in verbode steroids, en enige ding wat ons gebruik, net om te kan perform, vir die wêreld se sirkus, sal ek al sê, en tot op 'n punt wat ek al lank al die waarskuwinge van die Here gesien het in my lewe, het my blinde darm toe die een oggend 3 uur gebars en al my maagspiere afgesny in 'n staatshospitaal al bo in Kimberley. Mense lê in die gange, dit is net te oorvol. Ek lê daar op 'n bedjie. Ek het nie 'n kussing of 'n kombers of enigiets, ek lê in my eie bloed, hier langs die gat van my maag is 'n dreineringspyp, die bloed loop net uit, hy's oop. En al my maagspiere is afgesny, 25 cm sny. Ek kan nie my kop oplig nie, want alles kom uit jou maag uit. Ek gaan in die teater in, die dokter sê, ek gaan net 2 gaatjies maak, en dan sê, tjoef, en sê uit, dan kan jy weer, dan sê reg, 'n hele paar ure daarna, toe kom ek uit, en ek weet nie waar ek is nie. My maale weet nie is waar ek is daai tyd nie, want ek is 3 die oggend uit my 'n vriend my net gaan aflaai by die hospitaal. So niemand weet eintlik waar ek is nie, en ek lê daar, ek moet toilet toe gaan, ek moet pee, ek moet alles doen, maar daar's geen hulp nie. Die een nurse kom maar aan met 'n 1,5 Coke bottel en sê, hierso, jy help jouself. Ek kan nie eens my kop oplig nie, want al my maagspiere is af. En so gaan dit aan, en gelukkig toe daar gaan een van my pa se vriende en my ma se vriende op wat in Douglas bly, en hy bel my pa, hy sê, hierso sal jy nie jou hond inlaat, ja. Gelukkig is die privaat hospitaal toe net oor kan die pad, en hulle stoot my met 'n rolstoel daar oor in die privaat hospitaal en daar kry ek om ten minste klere om aan te trek, en net 'n patch oor die bloed, want toe lê ek al in my eie bloed, soos as ek 'n paar uur nog langer dames gelê het, dan was ek nie hier gewees vandag, en my bloeddruk is sky high, as gevolg van pyn, en ja, ek weet nie wat alles op daai tyd aangegaan het in my liggaam nie, maar, en daarso, toe kon ek sien, okay, so is die rugby nou klaar, het gaan nie, en toe sit nog 3 maande se rehabilitasie, of 3 maande se net lê, mag jy eintlik beweeg of bestuur nie, en nog 6 maande se rehabilitasie voor ek eers kan gaan begin dink aan oefen. En ek meen, dis 'n hele jaar. Dit is te ver agterstaan, en dit het my eintlik maar eers 2 jaar daarna gevat voor ek weer gemaklik kon toilet toe gaan of druk of enige iets doen, verstaan. So toe sê my pa my, hy sal my nog sponsor vir nog 'n jaar as ek wil gaan, sê ek nee, ek gaan maar werk of iets doen, en toe kom werk ek vir hom, toe ons huise gebou, en goed, en te kere gegaan, en goeie tyd geloop, baie goed, maar ek was nog steeds nie, ek was empty man, daar was hier 'n ding in my wat voel, maar dis nie my purpose nie, en ek kan nie dink wat my purpose is nie, want obviously is dit nie vir die Here werk en praat met goed nie, want ek hakkel te veel, en met dis uitbreidheid, ek kan nie eens lees, ek is deeltemal dysleksies, ek lees
agtertoe vorentoe en ek vat een woord hier, sit hom sommer daarin. So dit was is 'n gemors geweest. Of ek het gedink ek was te seleksies. Jy sien, dis ook die ander probleem, baie keer dink 'n mens goed oor jou lewe en dan raak jy dit actually, maar dit is glad nie God se view nie. En toe, ek was baie erg van kleins af oor swaar goed optel. Ek onthou altyd toe ons op Hoek gebly het, ons het 40 werkers gehad, ons het met papa het bosbouwerk gedoen, dennebome geplant en geringbas en kunsmis gegee in die plantasies in die berge en goed, dan moes ek altyd die waterkanne vir die werkers vol maak, en ek het dit nooit agter op die lorry gehou nie, ek het dit altyd afgehaal, op die grond, want ek wil dit op die grond vol maak, want ek wil dit optel, en ek wil kyk hoe sterk ek is, en ek wil dit bo op die lorry neersit, en ek het dit baie geniet, en ek het gehou van om hout te kloof, en goed soos dit daar agter die huis, en dit was vir my lekker geweest om sulke, om my liggaam altyd te toets, en hoe sterk ek kan wees, of whatever. En toe ek begin oefen vir sterkman, soos ernstig sterkman kompetisies, daar het jy die lorry sleep, en Atlas Stones optel, en enige ongemaklike swaar ding, net van punt A tot punt B beweeg. 'n Coke lorry gesleep, 25 ton Coke lorry gesleep, ek het baie goed gedoen, maar ek het 4 jaar toe geoefen, en my sterk gemaak, en opgebou, en toe het ek begin deelneem, soos professioneel, in sterkman kompetisies, en ek was goed daar, en ek was regtig waar, die Here het my gebless met abnormale krag, en nooit regtig, nooit in rugby, ook behalwe om my maagoperasie, dit was maar 'n briek geweest om aan te gaan, om klaar te maak met hierdie seisoen, nooit beserings gekry, goed gebreek, en nee, ek is net, die Here het my, ek moet nogal sê, my mooi, goed my sterk gemaak, en ek hou daarvan, ek is baie dankbaar daaroor, maar weer eens, ek het my identiteit in dit probeer vind, en dit was glad nie in daai area nie. En ek is toe so heavy in die sterkman goed in, dat ek besluit toe, ek praat met my pa, ek gaan my eie winkel oopmaak in Wellington, wat my eie supplements en goed verkoop. Daai tyd toe was dit die game amper om in te wees. Elke tweede jong ouetjie was gebou om te hou en wil iets drink en soek net iets, 'n aanvulling, en ek is toe in daai game, ek kry 'n lekker spot tussen die gym en die universiteit, die perfekte deurloop van die koshuise af na die gimnasium toe, en my winkel is in die middel van dit. En daai tyd is ek nou al lekker goed opdreef met die sterkman dinge. Ek weeg so 140 kg, soos lekker solid stukkie vleis. En ek wil net nog meer hê. Dit is nie, en ek het baie testosteroon ingespuit en goed gebruik wat ek nie moes gebruik het. As ek terugdink aan, ek sê baie keer vir Jessica, ek moes nie eens kinders gehad het eintlik. Ek moes met die hoeveelheid goed wat ek gebruik het, moes my lewer en goed al lankal ingegee het, en dis asof daai goed geen effek gehad het op my lewe, en die Here het my net so mooi beskerm deur dit alles as vir die purpose, vir sy koninkryk, en ek het die goed verkoop ook, ek het onwettig het verkoop uit my winkel uit aan enige student of enige iemand wat iets wil hê, het ek het gesmous, ek kon enige iets vir jou in die hande kry, ek het gewheel en deal met dit was vir my lekker daai thrill van iets doen wat ek nie mag doen nie, verstaan, maar weer eens glad nie, ek weet in my hart, dit is nie wat ek moet doen nie, daar bly daai vision wat op 6-jarige ouderdom bly nog steeds in my. Daai tyd wil ek dit nie raak sien, ek wil ander goed sien, want die wêreld sê vir my een ding, die wêreld sê vir my sukses, geld, besigheid, go, hardloop, tot jy nie meer kan nie, spuit soveel as moontlik goed in jou liggaam in, tot jy dalk doodgaan, dan is dit verby. Dan wen hy, jy het nie in jou purpose ingegaan nie. En prys die Here, dit het nie tot op daai punt gekom, ek het
vir Jessica gehad en net of julle onthou as my anabolic rate was op 100% konstant die hele tyd, verstaan? Jou anabolic rate is amper op 100% as jy slaap, dan herstel jy die meeste. Verstaan? Ek het so baie goed gebruik waar myne konstant op 100% was, verstaan? Daar is die en dis erger as 'n vrou met haar hormone in die maand wat op en af gaan, want myne was dit mal, verstaan, so as haar hormone gelol het, is myne obviously sky high, en dit was absoluut chaos gewees, baie keer, nie in ons lewe nie, maar net, soos, tot op so punt, dat ek nie meer die ou ek kan onthou nie, verstaan, daai goed, dit verander jou, alles, jou emosies en goed so erg, dat jy vergeet wie jy was, verstaan, daai Tron met die sagte hart, wat nog goed kan observe, het nou net al hoe harder geword, en ek het iets geword, wat ek glad nie eens meer identifiseer, en ek het het so goed weggesteek, dat niemand kan het achterkom eintlik in my lewe nie, verstaan, ek is nog so Tron en die ou goed, maar ek hier binne in my het later gevoel, soos ek is besig om heeltemal weg te dryf van iets wat al kon spesiaal gewees het, en ek sal 'n besluit moet maak in my lewe ergens. En prys die Here vir Jessica, wat die saadjies begin plant het in my hart van, kom ons gaan kerk toe. En dit is nie asof ek het godsdienst gehou, ek het Bybel gelees en alles, verstaan, dis hoekom ek sê altyd, ons kan nie vir mekaar goed wegsteek, want ek was daai ou, ek het dit gedoen, verstaan, ek het hierdie elke oggend gebid, verstaan, dis nie dat ek vervreemd was van God nie, maar ek hou hom net daar, sê nou maar, ek eindig in die hospitaal op, of iets, ek het hom baie nodig, dan bring ek hom in, verstaan, maar verder hou ek hom daar, en ek sal operuit, soos wat ek wil, en my Bybel gaan oral saam met my, dit lê langs my bed, ek lees hom baie, so die image is reg, mense kan dit raak sien, en tog, Tron is die stupid, hy het 'n bietjie wysheid, so af en toe kom praat daar mense met my, ouers het hulle kinders gebring, ek het hulle gemotiveer in die winkel om beter sportmanne te wees, dit was 'n goeie ding gewees, verstaan, maar dit was alles 'n show, dit was nie real nie, dit was goed geweest dalk van my, mense sou altyd baie goed gepraat het van my, maar soos wat hy sê in Johannes 4 ook, hy sê, ek moet hierdie stukkie gelees, hy sê, julle aanbid, Johannes 4 vers 22, julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid, ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode, Jesus sê, maar daar kom 'n tyd, en die tyd is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader deur die Gees, en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê, dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur Gees en in waarheid aanbid. En dit is altyd 'n ding, waarna ek terugkom, hy sê, God is Gees, en hy moet deur Gees en waarheid aanbid. Jy sien, ek het hom dalk in 'n manier, in my pleasing mind, deur Gees aanbid, maar daar was nie 'n waarheid nie. So, die waarheid in my hart het ek geonderdruk. Ek wil gehad het, hierdie waarheid moet dalk 'n show wees vir die mense, dat hulle sien, my Ton is so goeie ou, en alles, maar ek het mense in sonde ingelei. Verstaan, ek het steroids verkoop aan hulle, ek het gaan drink saam met hulle, en gekuier, en soveel goed gedoen, en dan weer om my gewete te sis, het ek hierdie gehad, hierdie beeld gehad, en daar was die waarheid, en die waarheid is iets wat ons nie van mekaar weet nie, daar is altyd daai waarheid van, regtig Ton? Regtig,
Is dit hoe jy my gaan aanbid? Is dit die waarheid? Soos, ek kan nie teen dit gaan nie. Soos, ek kan letterlik dit nie meer doen nie. Want ek kan nie, jy kan dit nie ontvlug nie. Dit is altyd daar, dit is 'n consuming fire in jou gedagtes en in jou hart. Ek hou nie van die woord aankla nie, maar wanneer die Heilige Gees lei jou, so ek sal sê, dit is 'n ongemaklike leiband, ja, oortuiging, wat plaasvind, konstant. En dit is eintlik maar die grootste preek op die is daai bekering en daai waarheid. En bid hom uit waarheid uit, verstaan? Laat die oortuiging in jou hart ooreenstem met hierdie waarheid. Maar anyway, ons gaan nie nou op dit ingaan. Dit is 'n preek vir 'n ander dag. Dit was maar net die ding wat in my hart toegemaal het en Jessica begin die saadjies plant met kerk toe gaan en ek het 'n goeie vriend ook gehad daar wat my toe gedoop het op die ouend en dadelik in die kerk ingekom en in daai tyd toe verkoop ek my winkel of ek wou hom verkoop het en toe begin ek met 'n ander besigheid venture en met waterproofing met hierdie rubberizing wat agter op die bakkies is. Ek en my vriend het so masjien gekoop wat dit spuit en dan gaan doen ons waterproofing met dit. So ek wil toe al my aandag op dit sit. En die ouetjie wat vir my gewerk het baie keer in my winkel, ek wil dit toe aan hom verkoop, maar ek kry toe geld by mekaar. En in die proses raak ek toe ook baie betrokke in die kerk. Ek meen, ek wat Jessica vra, toe ek vat daar, toe is dit net so, begin ek hardloop, verstaan. Ek het hier nog, ek weet nie, toe die Here my nog nie kom aanraak en goed nie, maar ek het net dadelik, daar was 'n ding in my, soos, hardloop met die ding. En ek wat Jessica vra, ek het hier nog baie gewonder of hier en daar. In die begin was dit maar ongemaklike besigheid. Ek kom uit 'n kerk uit waar ons die hande oplig of enige ietsie so. Dit was my die eerste wat paar maande was dit maar aanpassing. Maar toe ek eers in dit inkom en ek kom agter die waarheid van wat dit is om hande op te lig en soos in gees en in waarheid begin aanbid toe sit ook. Ek sê altyd, as ek my klein dogtertjie, sy's baie keer hulpeloos en goed, dan lig sy hande op na my, omdat ek haar optel, verstaan, soos, papa help my, en dus, ek het ook later aan maar in daai mentaliteit gekom van, papa help, verstaan, tel my op, ek tel my hande op in die kerk, en hoe meer ek dit doen in humility, hoe meer het hy my opgetel en my verhoog, dat het later aan nie meer 'n humility ding raak nie, maar meer soos, Here, hoe hard kan ek vir jou hardloop? En dis ook 'n scary ding wat baie mense nie wil sê nie, want hulle weet dit vereis verandering en dit vereis 'n weerstand in jou vlees, soos ek gaan nie die mikrofoon nou vat of ek gaan maar hier bly sit of ja. Maar ek sal vir jou sê die planne wat God oor jou lewe het is astronomies. En jy kan maar hier sit en dink, jy weet het, ek kry so gevoel in my gees, ek dink jy weet het. Ek sê baie hoër as die gedagtes wat ek oor jou het. Ek kan nie eens begin dink of ja, het het toch in my hart opgekom, die goed wat hy vir my beplan het. Maar anyway, die goed kom maak hy al hoe meer wakker in my en waar soos nou, Jess, in daai tyd ook, het gedoop, ja, rubberizing, en is op een of ander manier wil die rubberizing werk, man, maar dit is 'n gemorsbesigheid. Ja. Ek het gesukkel, ek was later aan sommer depressief oor die besigheid en hoe dit, ja, is dit 'n gesukkel. Ek is konstant onder swart rubberolie wat nie wil afkom nie. En ja, ek weet nie, sukkel met die masjien, met die ratio, en dit was net, tog,
prys die Here vir my lewe. Ja, definitief. Want as dit nie vir dit was, en toe het ek seker vir so 6 maande nie 6+ maande, wat ek eintlik nie werk het nie, wat ek net daar by die huis sit elke dag, en Jessica gaan werk, en dit is ook nog 'n ding vir die mans, baie keer kan die man so unworthy voel, as die vrou meer geld inbring as die man, en dit is ook 'n leuen van die vyand, verstaan, die Here het gesê, die vrou gegee as 'n hulper, so as die 'n vrou af en toe meer geld inbring as die man, laat sak jou trots, en gaan op jou knie en sê vir die Here, dankie vir die goeie hulper wat jy vir my gegee het, verstaan, want dit was in daai tyd wat ek die werk gehad het, wat Jessica die geld ingebring het, meestal in die huis waar ek in die oggende actually gesit en Bybel lees het. En toe die een oggend, toe sit ek nog so by my kombuiscountertjie alleen, en ek het Bybel gelees, maar ek het nie geweet wat ek lees nie. Ek het nie geweet, soos Efesiërs is geskryf deur Paulus aan die gemeente, en hy verduidelik wat die kerk behels, en al die goed, ek het maar gelees vir myself. Hoe kan ek nou iets kry? Dus dan mag dat nie sy visie gesien, in dit wat hy wil hê vir die gemeente, of whatever, ek het nog eens na rigting gedink, maar anyway, en ek sit so, en ek begin lees, en die een oggend, en ek lees die woordjie geheimenis raak in Efesiërs 1. Ek het nog altyd 'n ding gehad vir hierdie woord geheimenis. Ek het altyd geweet, daar's meer towards God, wat ek hier kan lees. Verstaan, dan moet 'n personal teaching wees van hom af. Want ek het altyd die pastore gekyk, so wat so preek, en goed te sê, hoe amazing sal dit wees, as ek dit actually kan doen eendag, maar dit is nie vir my nie. Ek het nog steeds in daai tyd van serve en alles nou gesê, nee, maar ek gaan dit nie doen nie, ek kan dit nie doen nie. Maar op daai oomblik kom die Here af, en hy kom raak my aan, soos in 'n manier wat ek nie kan beskryf nie. Dis is hierdie goed wat jy in movies sien of iets, wat dit is maar vir die movies, dit is nie real life, verstaan, dis Hollywood goed of iets, ek weet nie, maar, en dan gebeur dit regtig met jou, in jou lewe, en, ja, die Here het nog, ek het Efesiërs, ek gaan nou nie lees uit, maar ek hou van baie keer net om te kyk na wat daar gebeur daai dag. Ek hou van om te reflect, soos hierso is dit, 5 Junie 2017, skryf ek hier aan, vandag het God met my so duidelik begin praat, en al sy woorde is nou lewendig. Ek het sommer my eie hoofstuk, ek het die hoofstukke se nommers uitgehaal, en my eie hoofstuknommers ingesit, soos wat ek op baie oomblik gevoel het. Het het vir my gevoel, ek is besig om 'n meesterpreek voor te berei. En ek ry goed om, en ek sê hier nommer 5 sommer hierso, is Paulus se gebed, en so het dit aangegaan, so het ek hierdie hele stukkie ingekleed, ek of verander ek het, en, ja, toe kom, sit hy my switches vir my aan, en verander my lewe in 'n oogwink kom hy, en hy doen dit, en hy gee vir my 'n geleerdheid, en redeeming the time, wat hy sê, Efesiërs 6, moet nooit dink jy's te oud, of te jonk, of whatever, met dit wat verby was, so daai
daai visie wat hy my gegee toe ek 6 jaar oud was, en toe kom die presies op 30, in 'n oogwink, laat hy my voel, tussen deur al die nare goed, en afdwalings en goed is, laat hy my voel, soos, ek het dit gekry vandat ek 6 jaar oud is. Die geheimnis, Misschien waar, toe ek 6 was, sub A toe gegaan het, en matriek uitgegaan het, en hierdie geleerdheid gekry het, nou, of whatever jy dit wil noem, kom die Here in een oggend, en hy gee vir my dieselfde ervaring, van 6 jaar oud af, tot en met die ouderdom van 30, en sê, soos, hierso is jou confidence, hierso is jou, alles, wat jy geleer het, verstaan, want dit is hoe het voel, dit is my gevoel, asof ek die Bybel gelees het, vandat ek 6 jaar oud is, en alles is net vir my gegee. So dit is wat hy kan doen, in 'n oogwink. Ek moet nooit sê, ek kan nie, of, hoe gaan die Here my situasie verander, of wat, hy kom in, en hy slaat jou voete onder jou uit, en as dit nie was, dat ek nie werk gehad het nie, en nie by die huis was, en sou het seker nie gebeur het, maar baie keer weer eens, dis die wêreldse perspektief teenoor die koninkryk perspektief, en dit was much needed vir my gewees, en ek prys die Here daarvoor, vir 'n storm, of vir iets, en baie keer, die Here sê ook in Johannes 15, wie baie vrug dra, snoei hy, sodat hy nog meer vrug kan dra, en ek het altyd van toe af in my lewe, dit maak het net 10 keer makliker, kyk na 'n seisoen, en ek sien dit vir wat dit is, verstaan, ek kyk nie na 'n seisoen van waar jy dalk alleen is, of waar jy depressed is, maar daai emosionele faktore gaan altyd kom, waar jy nie gaan lekker voel nie, waar jy nie op daai high gaan wees, waar jy wil wees nie, maar ek kyk nie in dit vas, en laat dit my define nie, laat dit my lewe bepaal nie, ek sien dit vir wat dit is, ek sien dit as 'n seisoen, verstaan, waardeur ek net gaan, en ek moet daardeur kom, want hy sê, die wie baie vrug dra, snoei hy, sodat hy nog meer vrug kan dra. So as die Here besig is met my in 'n seisoen van snoei, van pruning, vir die volgende harvest en season wat opkom, dan sien ek dit vir wat dit is, omdat ek het nou purpose, omdat daar is groter dinge, en omdat ek dink nie meer kleinlik, en ek is vasgevang in die oomblikie, verstaan, die oomblik hou jou terug, en 'n ding met 'n vision is dis soos 'n entrepreneur wat 'n vision kry, verstaan, jy sien die eindproduk, maar dit realiseer nog nie hier nie, verstaan, en 90% van die mense kan nie eens jou vision verstaan nie, want hulle het nie die prentjie wat jy het nie, maar omdat jy die entrepreneur is, en God het vir jou die vision gegee, hardloop jy met dit, want dit maak vir jou sin, jy sien dit, as hier iets gebeur, in hierdie season van jou lewe, en jy verstaan dit nie, sien jy vir dit wat dit is 'n season, pruning, hierso, daar aan die ander kant is die harvest, en daar is die eindproduk, verstaan, dit is wat die entrepreneur sien, en dit is wat God, dit is kingdom vision, dit is hoe het supposed is om te werk, dat ons as gelowiges, ek het gisteraand vir Beniso gesê, ons is God se kinders, die gelowiges wat in die koninkryk lewe, hy het ons gemaak met die tuiste vel moontlik. Hou op offended wees vir enige iets. Dit is nie waaroor die koninkryk gaan nie. Verstaan, want as jy offended is vir enige iets die hele tyd, dan is dit al wat jy gaan raak sien. Dan ons as kinders van die Here moet totaal anderste lyk vir die wêreld. Verstaan? Goed moet ons nie raak nie. Goedjies wat die wêreld sê, en hulle invloede, en hulle maniere, onthou, anderste, hy sê, wees sensitief vir die gees. Anderste gaan nou die heeltyd, en hierdie koninkryk wat hy vir ons gegee het, is nie 'n moeilike ding nie.
Ons maak dit baie keer so complicated van, daar moet issues wees in die kerk, of daar moet 'n struggle wees in die geloof, anders is dit nie van die Here nie, en so gaan dit aan. Dit is fake. Dit is nie die real deal nie. Hy het ons gemaak met 'n tyvel, sodat daar nie issues is nie, sodat ons nie aanstoot kan neem nie, sodat ons nie stagneer in een season nie. Sodat ons aangaan na die volgende season, en aangaan, en dat hierdie goed soos water op een se rug van ons afval. En, nou weet ek nie waar ek is, dit is alles goed vir jou en vir jou besigheid, en ek het toe later agtergekom, hoe meer ek in hierdie identiteit begin inbeweeg, hoe meer ek in hierdie, in my purpose inbeweeg, hoe meer connect God my met die regte mense, verstaan, vorentoe. Ek het toe later aan 'n werk, 'n job gedoen by 'n oom François van die kerk. Hy was Times Magazine, 'n Philanthropist of the Year, en hy het soveel besighede begin. Hy bly in Stellenbosch, en King Price, alle goed het hy begin. Hy het nou op die sideline 'n boot ergens, ek weet nie waar in die see, wat al die ou telefoonkabels onder die grond uithaal en dan maak hulle paperclips van dit. Dit is nou, hy is al lankal afgetree, maar dit is nou maar sy hobby, wat, hulle haal die draadjies binne die ding uit en recycle dit weer. Maar ek kom by sy huis in Stellenbosch, en ek kyk hierdie huis so, ek sê, ek moes net sy water feature buite sy huis gaan waterproof het. En die ding is so massief, dit kos hom R120,000 net om die water feature te waterproof. Maar ek kyk hierdie besigheid so en ek sê, yes, en die fotograwe in die huis, hulle neem foto's van die huis en goed is, en ek gaan sit daar om die tafel met die oom, en ek vra vir die oom, is oom, jammer, ek wil net weet, wat doen jy? Wie is jy of wat? En hy sê nee, hy vertel toe vir my van die sideline besigheidjie en waar het begin het, maar toe kom ek agter, hy het soos 'n 20 amper internasionale maatskappye onder wat hy hardloop, en hy begin vir my vertel, en hy sê maar, toe hy jonk was, jare terug, hy is seker nou 80, 90, is al oud, het hy kom sy besigheid nie op die been nie, en hy het al die idees, en verstaan, vision, dryfkrag en goed is, en hy maak na 'n paar keer sy val en opstaan, sê vir die Here, ek gaan vir jou 17% gee, van alles wat ek inkry. En hy doen dit, hy bly by sy woord, en hy hou 17%, en soos hy goed groei, sê hy, Here, ek gaan vir jou 20% gee, en hy hou by dit, en hy hou by dit. Hy het nou, hy is 'n multibiljonair, hy is baie, baie ryk, en al sy CEO's en board members onder hom is almal miljonairs, en 65% van al sy besighede gaan vir the kingdom of God. En hulle almal is verstaan, maar dit is vision and purpose. Verstaan, prioriteit is reg. Ons het nou daaroor gepraat ook, en weer eens daai in gees en in waarheid aanbid. Dis wat die grootste challenge inkom, is met daai waarheid. Verstaan, want ek kan nie 'n kar ry met 'n R5,000 se paaiement, en ek kom vir Sondag in die kerk, en ek gooi R100 of R50 in, die hele tyd, so. Nie hulle saak maak nie, maar dit wys vir God waar my prioriteit is, en dit sit vir my, as ek vat, as 'n besigheidseienaar, op 'n so risky plek, van soos, ek sal eerder nie verkies om daar te wil operate, want nou, in gees en in waarheid, wys ek vir God waar my prioriteit is. Ek sal eerder meer spandeer in die wêreld as in jou koninkryk, as om dit te vertrou. So nou moet ek 10 keer harder gaan werk in die wêreld om hierdie besigheid aan die gang te hou,
Want ek weet in waarheid en in gees hoe ek om aanbid, Here, my prioriteit is nie by jou koninkryk 100% nie. En baie mense gaan met my stry oor dit, maar dit is presies waarop het neerkom. Jy wys eintlik vir God, kyk hierso, daarso is met my prioriteit, ek voel baie gemakliker om R5,000 'n maand op 'n voertuig uit te gee, as R2,000 'n maand vir jou koninkryk. En dit is waar die real challenge inkom, en dit is waar God jou eintlik wil meet, verstaan, is op daai totale vertroue, dat hy meer kan doen as wat jy kan bid of dink, en dit in 'n manier doen van 'n absolute rus. Verstaan, 'n absolute convincing in jou, dat dit gaan uitwerk. Want ek het al te veel gehoor van mense wat dit actually gedoen het. Almal hou van hierdie Malagi 3, wat hy sê, toets my, en kyk asof ek die poorte van die hemel vir jou sal oopmaak. Wel, daar kom dan 'n toets my. Verstaan, daar kom dan challenge accepted. Dit help nie, dit bly net woorde, en dan soos, as die actually toets my kom, dan soos, ek op een kant toe nie. Ek wil regtig, dit maak my excited, om in daai manier te kan saai, te kan, hierdie boodskap, dit is my testimony, dit is wat die Here in my lewe gedoen het, en hoe hy voorsiening ingebring het in my lewe, deur ander mense, verstaan, en dit alles kom neer op koninkryk beginsels, koninkryk prioriteite, en in daai koninkryk, die koning van daai koninkryk is Jesus Christus, verstaan, en is om sy identiteit van my aan te trek, en die ding wat Jesus Christus die beste gedoen het, die meeste wat ek van hom leer in hierdie, want hy weet ons bly in hierdie wêreld, en hy weet ons operate in hierdie wêreld, is sy leierskap, is sy hoe hy authority ingeneem het, maar ook hoe hy geglo het in sy produk. Ek het vanoggend met Charles gesê, of hy het gisteraand my gevra, wat is die woord in jou hart, en ek dink so, ek sê, glo in die produk wat jy verkoop, verstaan, soos ons as Christene moet actually glo dat God wel bestaan, verstaan, want as ons regtig glo dat hy is wat hy is, dan gaan ons lewe suppose om heeltemal anders te lyk, verstaan, want daar kom te veel vlees in, en ons glo nie altyd dat hy is wat hy is nie, maar ek wil graag ons besigheid en die ander besighede wat ons het, op 'n plek bring waar ons glo, maar hy is regtig wat hy is. Verstaan, want Jesus was die perfekte voorbeeld daarvan, en duisende mense het hom gevolg. Imagine, duisende mense kan vir jou volg. Ek meen, deesdae kry ons social media influencers, wat baie geld verdien. Net die woord influence is seker die keyword in besigheid, in die koninkryk. Dit is oor die influence wat jy het oor ander mense. En Jesus Christus se influence was fenomenaal hemels gewees, en duisende mense het hom gevolg. En hoekom? Want hy was die produk. Verstaan? En daar word geskryf van hom, mense was verbaas met sy manier hoe hy gepraat het, want hulle het nog nooit so teaching gehoor van tevore nie, en met die gesag wat hy oor dit gepraat het, so obviously het hy die vision gehad, soos wat ons ook almal visions het in ons besigheid, en wat het eintlik graag moet wees eendag, het hy die vision gehad, en hy het gepraat oor die vision, en hy was die vision, so hy het so erg geglo in sy produk, hy het nie nog geworry wat die wêreld sê en hulle opvattings was nie, want hy glo in sy produk. Verstaan? En dit is alles koninkryk beginsels vir ons in besigheid, en ons kan baie keer die twee so radikaal van mekaar skei, waar God wil hê, ons moet hierdie twee net so inbring, insmelt in mekaar, en soos glo in wat jy sê jy glo. Ja, en ek sal vir jou sê, mense het al na my gekyk, ek meen, daar lockdown gekom, waar 'n vriend van my amper 3 maande salaris inbetaal het, waar 'n ander ou weer gekom het, en hy het van ons werkers in Agulhas
betaal. En ek vat dit baie van my ander vriende ook, net met die influence wat ek gehad het in hulle lewe, wat se sukses dit vir hulle gemaak het. Verstaan? En nie vir hulle noodwendig nie, maar ek sien dit so aan jy weet nie wat se influence jy het op ander mense vir hulle sukses, wat God 'n plan mee het vir sy koninkryk eendag nie. Verstaan? En in daai proses word jy uitgesort, soos wat hy sê, first seek the kingdom of God and all these things shall be added to you. Dit gaan kom. Ek kan jou garandeer dit gaan kom, maar dit kom alles weer terug op daai Johannes 4, dus ek weet, die beste besigheidsboeke wat ons wil hê vandag, is alles beginsels uit die Bybel uit. Dit kom alles hier uit. Hoekom? Want ons is in God se beeld gemaak. Hulle dink, ja, maar nee, dis alles, dit kom van God af, dis beginsels wat hy gegee het van, hierso is die aarde, hier het ek jou geskep, ek het 'n koninkryk gemaak, van Genesis af, en hy sê, vat autoriteit oor dit, rule oor dit, heerskappy oor dit, verstaan, glo in wat jy doen. Ja, vir my is dit altyd amazing hoe God, al die antwoorde is daar, maar soos wat ek in my lewe gelewe het, die vision was daar van kleins af, die woord het ingekom, die saad het geval, ek het dit geonderdruk, want die wêreld het vir my 'n ander beeld gewys, maar toe die goed begin klik, toe die Here inkom, en hy gee vir my sy saad, en hy saad ontkiem, en dan kom 'n koninkryk tevoorskyn, toe kom ek agter, maar daar's actually 'n manier, hoe ek hierdie boek, in die beste besigheidsboek kan omdraai, nie dat het my gaan oor geld, maar dit gaan my oor koninkryk, hoe ek kan operate in hierdie wêreld, ten spyte van hoe donker het is, en hoe korrup dit is, of wat die geldwaarde is, of hoe die brandstof is daar altyd 'n manier, wat God intervene. Verstaan, is altyd 'n way, maar dit kom alles neer op by hoe ek het glo, en hoe ek het toepas, waar is my prioriteite, gees en in waarheid, wat is daai waarheid, meet dit op, en ja. Is daar enige vraag van julle kant af? Ek weet, dit is nou 'n mond vol, maar het enige iemand vraag, of iets wat nie mee saamstem nie, of Ek wil iets sê, terwyl ek praat het oor hierdie sterfingsstorie, toe besef ek net dat jou liggaam opgebou om aan hierdie sterfingskompetisies deel te neem. En eintlik het die Here gekom, en hy, dit wat jy in jou liggaam gebou het hy absoluut net op jou gees ingesit. ja, Met ander woorde, vandag het jy al die krag wat jy gehad het om swaar goed op te tel en om trokke te trek in die fisiese. Het die Here letterlik omskep in 'n krag binne in jou, in die geestelike. ja, Want you could roll any heavy truck. ja, In die gees. en soos jy nou praat, daai saadjie wat geval het toe ek 6 jaar oud was, jy sien, en toe jy nou praat van hoe dit omgedraai was, baie keer, dan val daai saad in ons lewe, daar kom 'n visie in ons lewe, of ja, die saad val, maar dan kom ons in, en ons intervene met God se purpose, en ons wil vir hom sê, wat se oes hierdie saad moet oplewer, verstaan? En ons kan hom nie, dis amper 'n manipulasie wat plaasvind binne in ons, met al die gevorderde wêreld en alles, sonder dat ons dit agterkom. So, hy sê in Galasiërs 6, moenie jouself mislei nie. Wat ook al jy saai, sal jy maai. Wie op die gees saai, sal die dinge van die gees. Wie op die vlees, die sondige vlees saai, sal daarvan oes. Maar die hele ding wat vir my uitstaan daar is, hy sê, moenie jouself mislei nie. En die probleem met misleiding is, die een wat mislei word, weet nie, hy is mislei nie. Hy dink hy's reg. En dis 'n scary thought, want ek was convinced van hy saad, maar tog wil ek vir God manipuleer en sê, gebruik hierdie saad in my sport. Nee, ek gaan nie. Gebruik hierdie saad in sterkbaan, ek gaan nie. Ek wil altyd vir hom sê, gebruik dit ergens waar ek wil gemaklik voel om dit te gebruik.
En dit is nie hoe dit werk nie, want hy het 'n baie groter boom in sig. Ag, so is daar nog baie stories. Dis hopeloos te min tyd vir alles. Ek bedoel, daar's nog van hierdie grond wat ons gekry het en moet ek gou vinnig vertel of is dit te min tyd? Huh? Hoe laat is dit nou? En met tyd, ja, is daar nie, dis 'n ander storie eintlik. Nou trek ons al Struisbaai toe van Wellington af. Maar dis eintlik 'n storie vir 'n ander keer. Want nou kom dit by 'n klomp ander dinge. Ek dink kom ons stop is daar. Ek moet net een versie lees voor ons afsluit. Hierdie was my key versie. Dit is wat my in die preek ingebring het maar soos ek sê, dis 'n storie vir 'n ander keer. Nog pastoor Jetus 'n storie wat alles hoe ek vir opgeëindig het. Maar daai wat ons sê, nee, maar dit is nie ek kan nie, nee, ek wil eers sit, ek soek nie 'n mikrofoon nie, ek soek nie dit, Here, kom ek bepaal wat die oes moet wees en al daai manipulasie en misleiding. Hierdie is net altyd 'n ding wat my weer terugbring en net vir my laat hardloop. En wat ek al die Here wil hê, sal ek ja sê. Hy sê 2 Korintiërs 11 vanaf vers 7. Hy sê daarom sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie. En ek dink as die Here my hakkel weggevat het, toe ek wou gehad het, hy moes dit wegvat, sou ek het nog 'n baie rowwe lewe as ek geleef het, ek sou hoogmoedig gewees het, en ja, hy sê, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. Maar gelukkig vat ons nou die hakkel en ons slaan vir hom terug met die vuiste. Verstaan, want dit trek nou mense se aandag, dit is 'n goeie wapen. Hy sê 3 maal het ek vir die Here gebid dat dit vir my afweggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus tot my beskikking kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede terwille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. En dis in alle aspekte van jou lewe, in besigheid, in alles, dit is waar God jou wil ontmoet. Om te sien vir dit wat dit is, as dit 'n season is, en jy sien, dit is 'n donker season of iets, as jy dit is waar jy jou wil ontmoet, baie kere soos, kom jy tot op die einde van jouself, en in sy visie, in sy view vir jou lewe, is dit die beste spot. Want hy sê, as ek jou daar gaan ontmoet, Tron, waar jy nie kan nie, dan gaan my genade intervene in jou, en jy gaan deur genade begin vloei, en jy gaan ophou vir my try manipuleer oor wat jou saad moet opbring, en jy gaan my trust in dit wat ek in jou ingeplaas het, in die vision wat ek jou gegee het, en my genade gaan deur jou begin vloei, en jy gaan agterkom, wanneer jy sê jy kan nie iets doen nie, gaan ek begin goed doen deur jou. Maar anyway, dit bring jou ook op 'n plek van, ek sal dit nie waag om te sê, hy God kan nie. Of ek sal dit ook nie meer waag om te sê, maar ek kan nie. Verstaan? Want hy het al te veel gewys wat sy genade behels. So as gevolg van die genade, as gevolg van die prys wat betaal is, al wat by my mond sal uitkom nou, is voorspoed, is hoop, is 'n toekoms, is lewe, is sukses. Dit is iemand wat hardloop soos 'n perd en nie moeg raak en uitsak nie. Kan ek gou nog iets Ja. sê? Het ook vertel van